Welkom by die Volle Evangelie Kerk in Secunda. Ons bid dat hierdie boodskap u ryklik sal seën. Vir meer inligting, besoek ons webwerf by www.nader.co.za. Geniet hierdie boodskap. Set. Sprint relay underway on the lead off for the United States, Charles Kimmons. It's Nesta Carter for Jamaica, and they're dominant at the moment. Britain have got a bit to do. Handover for the Jamaicans is good. Handover for the Americans not as good. But Justin Gatlin is flying down that back straight, and he's closing in on Michael Frater, who'll pass on to Johan Blake, the individual champion. For the Americans, it's Darvis Patton. Britain languishing, and they come around towards the straight, and the final changeover. Usain Bolt and the Americans have messed up, and Usain Bolt is going to take the gold. He won't know. Usain Bolt running for the line. He crosses the line and takes the gold in a world record time. 37.04. The Jamaicans have not only retained their title, they've broken the world record. Just sensational. Great Britain, I think, dropped. Set. And Mark Wells for Bahama leading things off for them in lane 7. Canada going well in lane 2. There's Glenroy Gilbert actually in lane 6 out there. And watch for the Bahamas out in lane 8, or lane 7, I'm sorry, to have a good race as well. They've got some pretty decent sprinters on there. And there's problem with with Jamaica. Jamaica in lane 2, and they've had horrible problems here. Only come down to the line. Canada, listen to this crowd as the Canadian team is doing well and going to get there in the end. Canada wins it. This is the loudest this crowd has been all week long. Well, the United States and Canada have had some fierce rivalries in the 4x1, and obviously Wanneer 'n afrigter na 'n Olimpiese aflosspan kyk, dan is daar 'n paar dinge wat hy in gedagte hou om die span te kies. Die heel eerste ding wat hy doen is, hy soek atlete wat aflosstokkies glad kan oorgee. Hy soek atlete wat verstaan, ek moet hom aangee. Ek moet hom vat. Hy soek atlete wat natuurlik vinnig is en wat teen vol spoed die stokkie kan oorgee. As ek kyk na die tyd van daai eerste stukkie van die video, 37:04. Ja, dis wat ek doen dit ook, 400 meter in 37, met Corinda se Micra. Maar 37.04, dit beteken elke een van daai ouens het volspoed 100 meter gehardloop. Van is minder as 10 sekondes aan 100 meter. So hulle het op volspoed die stokkie oorgegee. So eers kyk hy na mense wat verstaan hulle moet 'n stokkie oorgee, dan moet hy dan kyk hy kan hulle dit op spoed doen. Die derde ding wat hy doen is hy kyk of hierdie ouens sterk atlete, sterk nalopers is. En dan begin hierdie span oefen en 80% van hulle oefening word gespandeer aan die oorgee van die stokkie. Want ons het nou net daar gesien in daardie 2 video's. Nommer 1 het hulle, wat het hulle gesê in die video? Die Jamaicans het 'n goeie oorgee gehad en hulle het ver gewen. Die tweede stukkie video het hulle glad nie 'n oorgee gehad nie. Hulle het 'n aangee gehad. Hulle het gestop en vir mekaar die stokkie aangegee en toe kom hulle laaste. En ek leer in hierdie voorbeeld dat dit so belangrik is dat as ek dit wat God in my lewe doen, as dit reël is, as dit regtig is, dan is dit iets wat ek oorgee. Iets wat ek op spoed oorgee. Want as die oorgee misluk, dan is die resies verby.
En ek het net nou dit gesê, ek wil dit weer sê, Christendom is nie 'n een-man item nie. Ja, dit begin by my en my verhouding met God. Want as dit nie gaan oor my en my verhouding met God nie, het ek niks om aan te gee nie. Ek kan nie aan die aflos deelneem sonder 'n stokkie nie. Ek moet deelneem en 'n stokkie hê. So dit begin by my verhouding met God, maar daardie verhouding wat ek met God het, sal die lewe van mense om my begin beïnvloed. En terwyl ek in die week daaraan dink en voorberei, toes ek weer in Genesis, en ek lees hier in hoofstuk 48 vers 9, en as jy 'n Bybel gebring het, blaai gou saam met my na Genesis hoofstuk 48 toe. En net om seker te maak dat julle almal nog hier is, en dat julle almal nog hoor, en niemand wonder hoe gaan jy al die atletiek kyk op die Olimpiese spele en al daai dinge nie. As jy daar is, as jy Psalm 48, Genesis 48 gekry het, sê net amen. Sy, ok, maak gou so. Sy, nou is julle kele skoon, so nou kan julle, as die woord vir julle iets is wat amazing is, kan julle maar amen sê. Dit maak nie my goed voel nie, het gaan nie oor ek nie, het gaan oor aktiveer bietjie jou opgewondenheid oor dit wat God sê. Nou ek lees Genesis hoofstuk 48 en ek wil heel eers vir jou vers 9 lees. Vers 9 sê, en Josef antwoord sy vader, dit is my seuns wat God my hier gegee het, en hy sê, sy vader Jakob sê, bring hulle tog by my, dat ek hulle kan seën. Josef bring vir Manasse en vir Ephraim na Jakob toe, en hy sê, hierdie is my seuns, wat God my hier in Egipte gegee het, en dan sê Jakob, bring hulle hier, dat ek hulle kan seën. Ek wil vanoggend die voorbeeld aanhou gebruik om vir jou te sê, Jakob sê, bring hulle hier, want ek wil vir hulle die stokkie aangee. Ek wil dit wat God in my lewe is, en dit wat God in my lewe gedoen het, aan hierdie jong manne oordra, sodat hulle ook dit kan beleef en kan ervaar. Nou lees ek in vers 15 van Genesis 48, en hy het Josef geseën en gesê, die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as herder my lewe lank gelei het, tot vandag toe, die engel wat my uit sulke teëspoed verlos het, mag hy die seuns seën. Ek lees vir jou in die Amplified. Then Jacob blessed Joseph and said, God himself, before whom my fathers Abraham and Isaac lived and walked habitually, God himself, who has been a shepherd and has led and fed me from the time I came into being until this day, the redeeming angel, that is, the angel, the redeemer, not a created being, but the Lord himself, who has redeemed me continually from evil, bless these lads. Jakob spreek 'n seën uit oor Josef en sy seuns. En dis vir my 'n interessante uitspraak wat hy maak, want Jakob spreek nie oor hulle dat die Here sal by jou wees en die Here beskerm julle en die Here. Hy sê die God wat my oupa Abraham en my vader Isak voorgewandel het, die God wat my herder is van begin tot vandag toe, ek bid dat daardie God julle sal seën. Sien, Jakob deel nie met Josef se seuns sy ervaring of een of ander ietsie wat hy iewers gehoor het nie. Jakob deel met hulle die God wat hy aanbid. Want Jakob het verstaan, die grootste seën in die lewe is nie wat ek het nie, maar wie ek ken. Jakob het geweet, die grootste seën in sy lewe is nie wat ek het nie, maar wie ek ken.
Ek gaan dit nou nie weer sê dat julle dit moet hoor nie, maar. Hoekom het Jakob dit gedoen? Hebreërs 11:21 leer vir my, deur die geloof het Jakob op sy sterfbed al twee die seuns van Josef geseën. Hy het hulle geseën omdat hy geglo het dat God bestaan, omdat hy geglo het dat God 'n beloner is, omdat hy geglo het want hy het God geken. Die seën wat hy uitspreek is gebaseer op wie sy God is, nie op iets wat hy iewers gehoor het nie. Jakob het geweet dat God self in enige iemand se lewe die grootste seën is wat daardie persoon kan ontvang. Vanoggend wil ek met jou gesels en ek wil by jou hierdie gedagte bring en ek wil by jou hierdie handvatsel in die lewe los om vir jou te sê dat die seën van die Here of die Here teenwoordig in jou lewe, daardie seën om verhouding met God te hê, is groter as enige teëspoed wat jy ooit in jou lewe sal ervaar. Teëspoed sal nooit groot genoeg wees om die seën van God in jou lewe te oorheers nie. Waar begin Jakob? Jakob begin by die voorbeeld wat Abraham en Isak vir hom gestel het. Hy begin deur te sê, en hy het Josef geseën en gesê, die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het. Jakob begin my, ek het 'n voorbeeld gesien van 'n oupa en 'n pa wat God in hulle lewe gehad het. En omdat God in hulle lewe was, nie die sprake daarvan nie wat hulle gehoor het nie, die realiteit van God was 'n bewys, dit was evident in die lewe van Abraham en Isak, en omdat die bewys van God se teenwoordigheid sigbaar was, kom Jakob by sy kleinseuns en hy sê vir hulle, my oupa Abraham, my vader Isak het voor God gewandel. Daardie God, wat in my oupa se lewe en in my pa se lewe gewerk het, daardie God, daardie verhouding, is dis dit waarmee ek julle seën. Abraham en Isak het voor God gewandel. Hulle het voor sy aangesig gewandel. Die Amplified sê, they lived habitually in front of God. Dit was hulle lewenswyse om voor God te leef. Jakob verwys na hierdie voorbeeld en hy verwys na dit wat hulle vir hom gewys het. Hulle het vir hom gewys, hulle het voor God gewandel, hulle het voor God geleef. Nou, hoe lyk dit om voor God te wandel? Hoe lyk dit om voor God te leef? Want hierdie twee manne, sê Jakob, het voor God geleef en hulle het voor God gewandel. Dit is so half, hulle het alles wat hulle gedoen terwyl God daarna gekyk het. Nou, God sien alles. God weet alles. Maar hierdie manne het met dit in gedagte geleef en gesê, Here, U sien alles, U weet alles, ons leef omdat U ons raak sien. Die feit dat U raak sien wat ons leef en wat ons doen, vorm by ons 'n leefwyse wat U behaag. Hoor wat sê Genesis 17 vers 1, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. God sê vir Abraham, leef voor my aangesig, dan maak ek jou opreg. Die Amplified gebruik woorde perfect and wholehearted. Hy sê, live habitually in my sight and I will make you perfect and wholehearted. Die Here sê, wanneer ek kies om voor hom te leef, in gedagte dat hy alles sien, en dat hy na alles kyk, en van alles deel raak van my lewe, ek nooi hom en ek sê vir hom, Here, wees hier by my en betrokke in elke aspek van my lewe. God sê, wanneer ek dit doen, sal hy my opreg, perfek en jou hartig heel maak. God die Almagtige, die voldoende God, het met Abraham ontmoet.
En God sê vir Abraham, ek is genoeg. Ons het dit net nou gesing, U is alles vir my. God sê vir Abraham, leef jou hartig voor my, maak my jou gewoonte woonplek. Maak my die plek waar vanaf jy leef. Van waar het julle gekom toe julle kerk toe gekom het? Sê gou iemand? Van die huis af. Okay? Môreoggend as jy werk toe gaan, van waar af gaan jy? Van die huis af. Okay? Ja, jy gaan dalk nou eers by Spar of by McDonald's of iewers stop, maar jy gaan van die huis af. Jy gaan van die huis af Spar toe en jy gaan van die huis af werk toe en jy gaan van die huis af kerk toe. En jy gaan van die huis af squashbaan toe en jy gaan. Dis jou habitat, dis die plek waar jy woon, is jou huis. God sê vir Abraham, maak jou woonplek by my sodat oral waar jy heen gaan, is ek die oorsprong. En dan help ek jou, leef heel hartig voor my. En dan sal ek by jou wees, en ek sal jou opreg maak, of perfek maak, soos wat die Engels gebruik. Die Engels sê, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am the Almighty God, walk and live habitually before me, and be perfect. Leef voor my, en word perfek. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. God het 'n plan met my en jou lewe, dit begin in sy teenwoordigheid, dit begin in verhouding met hom, dit het vir Abraham so gewerk, dit het vir Isak so gewerk, wanneer Jakob hierdie twee seuns van Josef seën, dan sê hy vir hulle, die God, voor wie my oupa en my pa gewandel het, is met julle. 'n Lewe naby aan God se resultaat is 'n lewe van opregtheid. Dis 'n lewe van dit wat God van my verwag. Dis 'n lewe vol goeie werke. Hoor mooi, dis nie ek doen dit sodat God vir my lief is nie. Dis ek doen dit omdat God in my lewe is en my eerste lief gehad het. Nadat Jakob sy oupa Abraham en na sy vader Isak verwys het, sê hy, die God wat my as herder my lewe lank gelei het tot vandag toe. Sien, hy verwys die hele tyd na wie God is in Abraham en in Isak se lewe. Nou gaan hy en hy sê, wie God is in sy lewe, die God wat my herder is, van die begin af tot vandag toe. My lewe lank, sê Jakob, was die Here my herder. Nou Jakob was nie die maklikste man om mee te werk nie. Maar die Here was sy herder. En die Here het hom gevorm en hom gemaak. En as ek die woord herder hoor, of Jakob wat sê vir hierdie klein seuns en vir Josef van hom sê, die God wat my herder was my lewe lank tot vandag toe, dan dink ek aan Psalm 23. Want dit beskryf hierdie verhouding van ek as mens met die herder wat God is. Ek lees vir jou in die boodskap vertaling, Psalm 23, omdat ek so baie van hom hou in die boodskap vertaling. Hy sê, die Here sorg vir my soos 'n herder sy skape oppas. Ek het niks meer nodig as sy sorg nie. Hy gee vir my die heel beste van alles, kos, veiligheid en vrede. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos raak, laat hy my die lewe weer anders sien. Ek wil hê jy moet mooi hoor wat Psalm 23 sê, wat Dawid skryf van iemand wat hierdie herderverhouding met God het, en hoor hoe die teenwoordigheid van God altyd groter is as die omstandighede wat hy beleef. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. Hy gee my die krag om elke dag reg te leef. Soos 'n goeie gids lei hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is.
Selfs wanneer die lewe vir my so donker word, dat ek nie weet watter kant toe nie, sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie, want U is altyd by my. Hoor hoe mooi is dit? Hierdie ou sê, die feit dat God se teenwoordigheid daar is altyd 'n groter seën as die donker of die omstandighede of die lewe wat hy beleef. Ek lees weer, selfs wanneer die lewe vir my donker word, dat ek nie weet watter kant toe nie, sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie, want U is altyd by my. Dit troos my dat U my lei en beskerm. U laat my veilig voel. Soos 'n gasheer sit U net die beste van die lewe vir my voor, en hulle wat nie naby U lewe nie, kan net verleed toe kyk. U behandel my soos 'n spesiale gas. Ek geniet alles in oorvloed, en U sal vir my goed wees en my lief hê solank as wat ek lewe, en ek sal naby U lewe tot die dag dat ek doodgaan. Hoekom skryf Dawid dit? Want Dawid het dieselfde ervaring as Jakob gehad. Dawid het ook beleef dat God teenwoordig in sy lewe is 'n groter seën as wat 'n mens ooit besef. Die teenwoordigheid van God is so groot seën dat teëspoed nooit groter sal wees as die seën van die Here in my lewe nie. Wanneer die Here jou herder is, wanneer jy daardie verhouding met hom het, verander dit soveel dinge in my en jou lewe. Jakob gaan aan, nadat hy gesê het, hy het Josef geseën en gesê, die God voor wie se aangesig my vader Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as herder my lewe lank gelei het tot vandag toe, dan sê hy, die engel wat my uit teëspoed verlos het, mag hy die seuns seën. Die Amplified sê, hier die engel waarvan hy praat, my Afrikaans het dit in 'n hoofletter, is God homself. God homself, wat vir Jakob uit teëspoed gered het en verlos het, dan leer die Bybel vir my, Jakob sê, my oupa, my pa het voor hom gewandel. Vir my was hy 'n herder, en hy het my van al my teëspoed verlos. Ek bid dat hierdie God julle seën. Seën waarmee? Seën met sy teenwoordigheid, want wanneer hy in jou lewe betrokke is dit 'n seën. Jakob praat van God homself, wat hom van teëspoed verlos. Hy deel sy ervaring van wie God in sy oupa en in sy pa se lewe was. Hy deel sy ervaring van wie God in sy lewe was met hierdie klein seuns van hom. En omdat hy sy ervaring met hulle deel, is dit 'n seën in hulle lewe, want hulle besef, dit gaan nie oor wat oupa vir ons gee nie, dit gaan oor wie oupa aan ons voorstel, die God vir wie hy gewandel het. Die God wat sy herder was, die God wat my oupa verlos het van alle teëspoed. Hy deel die realiteit van sy God met hulle. Nie dit wat hy van God gehoor het nie, hy deel met hulle dit wat hy van God beleef het. Wat se realiteit van God het jy in jou lewe? Is dit 'n realiteit dat hy 'n herder is, dat hy vir jou omgee, dat hy vir jou die beste wil voorsit? Is dit 'n realiteit in jou lewe, dat die God waarvan ek vanoggend praat, jou in donker omstandighede wil help? Is dit 'n realiteit vanoggend, dat wanneer jy nie weet watter kant toe nie, dat dit God is wat jou help om die lewe beter te sien? Want as dit 'n realiteit in my lewe word, is dit iets wat ek aan iemand anders kan oorgee. Dis regte seën. Want wanneer ek die God van die heelal, wanneer ek die skepper van die hemel en die aarde in verhouding in my lewe het, wil ek vanoggend vir jou sê, is die seën van sy teenwoordigheid elke dag groter as die teëspoed wat ek en jy kan beleef. Teëspoed sal nooit groter wees as God nie. Teëspoed sal nooit groter wees as die seën van die Here in my lewe nie. Hoe het Jakob hierdie seën van die Here beskryf? Hy het dit beskryf, 'n God voor wie my oupa en my pa gewandel het.
'n God wat met hulle gepraat het en wat 'n deel was van hulle lewe. Goed, Jakob, hierdie seun van die Here, wat hy oor hierdie twee seuns uitspreek beskryf, hy het gesê, die seun van die Here is dat die Here jou herder is, wat jou van die dag van jou geboorte af, tot die dag wat jy dood gaan lei. Jakob het die seun van die Here beskryf, as die seun van die Here is God, wat my verlos, wanneer teëspoed my pad langs kom. Jakob het nêrens gesê die seun van die Here is om nooit teëspoed te ervaar nie. Hy het gesê die seun van die Here is om in teëspoed God te ervaar. Hy wat verlos, hy wat help, hy wat my help om die lewe anders te sien. Hy wat by my is wanneer dit donker word in die lewe. Ja, die lewe het teëspoed. Dink bietjie aan Jakob se teëspoed. Dink bietjie aan Jakob se storie en alles wat hierdie ou deurgegaan het. Dink aan hoe Jakob gewerk het om met een vrou te trou en toe kry hy 'n ander een. En toe werk hy nog en toe kry hy die een wat hy wou gehad het. En toe hou hy aan vir sy skoonpa werk en toe begin sy skoonpa se herders hom indoen en toe moet hy die Here vra om te help dat hy 'n kudde kan opbou sodat hy iets kan hê om weg te trek. En in hierdie teëspoed het God Jakob so geseën dat toe Jakob wegtrek, toe's Jakob 'n ryk man. Dink aan die teëspoed van hierdie man, toe sy geliefde seun se kleed bebloed by sy huis aankom, en sy seun sê, pa, wat dink jy is hierdie? So asof hulle nie geweet het nie. Wat dink jy is hierdie? En Jakob sê, dis my seun Josef se kleed, wilde diere moes hom verskeur het en opgevreet het. Wat moes deur hierdie man se gedagtes in sy hart gaan, toe hy sien en besef en ervaar dat sy seun dood is? Maar te midde van dit alles kom Jakob aan die einde van sy lewe en hy sê vir Josef se seuns, daar was teëspoed in my lewe, maar die feit dat ek voor God gewandel het soos my oupa en my pa, die feit dat God vir my 'n herder was, my hele lewe lank tot vandag toe, het gemaak dat ek die seën van die Here ervaar het, want die seën van die Here is God teenwoordig in my lewe te midde van teëspoed, want die seën van die Here is altyd groter as teëspoed in jou lewe. Dink aan Josef se verhaal wat ons nou so al oor gesels het van alle kante af en hoe Josef deur al hierdie dinge gegaan het, maar hoe elke keer in die put, in Potifar se huis en in die tronk, elke keer sê die Bybel en God was met Josef. Hoekom? Want voorspoed is groter as teëspoed. Die seën van die Here is groter as teëspoed in my en jou lewe. Die grootste seën wat ek en jy kan beleef, is die seën van 'n lewende verhouding met 'n almagtige God. Die grootste seën wat ek en jy in die lewe kan wees, is om die realiteit van wie God in my lewe is met iemand anders te deel. Nie om vir my kinders te vertel van iemand wat ek nie ken nie. Ek weet nie wie van julle, Shaal, is hierdie ding gemute? Hierdie ding. Ek neem aan, hy is nou al gemute. Wie wil leer gitaar speel? Kom gou. Wie het 'n begeerte om te leer gitaar speel? Ek gaan jou nou jou eerste les gee. Dis 'n F. Want daar is die reguitstreepie van die F, en dan druk ek uit twee boonste snare, dis die twee goedjies van die hoofletter F. Het julle dit? Julle het nou almal julle eerste koord geleer. Kan julle almal 'n F druk op 'n gitaar? Ek het julle dan nou gewys. So, en dan daai twee. Want daar is die streepie en dis 'n F. Kan julle dit nie sien nie? So. Nee, kom wys jy, as jy nou dink jy slimmer, nee, kom wys jy, kom staan nie. Jy dink mos jy slimmer as ek. Hy dink nou, hy weet meer as ek. Jy moet net onthou, ek's amper dubbel jou ouderdom nie. Wys, maak jy nou asof jy weet, ja? Ok, nou, laat ek my F druk, ok, stram.
Klink dit nie vir julle dieselfde nie? Daar's myne. Nee. Los jy nou daai ding uit. Dis nou ek druk F, druk. OK, druk jy nou F? Jy sien, jy maak baie meer triekies en dan lyk dit of ek dom is. OK, nee, ek gaan bære nou die gitaar. Jy sien, as jy wil leer gitaar speel, moenie vir my vra nie. Want ek weet nie hoe nie. As jy wil leer gitaar, het jy agtergekom ek weet nie hoe nie. OK. Dis net om julle my nog nooit gesien speel het nie, hoor. Ek het nou net gemaak of ek kan nie. Ja? Moenie my vra om jou te leer gitaar speel nie. Ek kan jou nie leer nie. Hoekom nie? Want ek weet nie. So as jy wil leer gitaar speel, vra vir William. Hy weet hoe om dit te doen. Hy weet hoe om jou te leer. As jy met iemand wil praat oor God, maak seker dat die seën van verhouding met God iets is wat realiteit in jou lewe is. Nie dat dit 'n leë godsdienstige dingetjie is, ja, jy weet die Here en Jakob het nie die seën van die wat Moses vir die Lewiete gegee het oor sy seuns sy kleinseuns uitgespreek nie. Jakob het met hulle gedeel wie God in sy lewe is. Die beste ding wat ek en jy vir ons kinders en ons kleinkinders, die mense by ons werk, die mense in ons besigheid, die mense in ons huis en ons familie en vriende kan doen, is om met hulle die God wat ek ken te deel. Nie die God waarvan ek gehoor het nie. Die grootste seën wat ek in mense se lewens kan wees, is om 'n verhouding te hê met 'n herder wat my elke dag tot vandag toe gelei het. En is dit nie hoekom God, toe Jesus op aarde was, dat Jesus gesê het, dis meer geseënd om te gee as om te ontvang. Het iemand R100 hier? Jy sien laas Leandrie sit sommer so, sy beweeg nie na die laaste keer wat dit haar geld gekos het nie. Het jy R100 hier? So jy kan nie vir my R100 gee nie. Jy sien, sy kan nie vir my R100 gee, sy nie R100 het nie. Hier het nie. Sy het dit nou klaar ingegooi. Jy kan nie gee wat jy nie het nie. Ek kan nie vir iemand die seën van verhouding met God gee, as ek nie dit het nie. Jesus het gesê, dis meer geseënd om te gee as om te ontvang. Ek moet iets hê om te gee, om 'n seën te wees. Die beste ding wat ek en jy vir iemand kan gee, is die realiteit van my verhouding met God, om vir hulle te vertel wie hy in my lewe is. Nie wat ek van hom hoor nie, maar hoe ek hom leer ken het, en hoe hy my gehelp het. En as jy nog kinders in die huis het, dan wil ek jou vanoggend uitdaag, dat jou lewe vir jou kinders sal wys dat jy voor God wandel, dat hy jou herder is, en dat die seën van die Here groter in jou lewe is as teëspoed. Maak nie saak hoe donker dit is nie, die Here is by my. As jou kinders uit die huis uit is, het jy nog 'n kans om hulle, wanneer jy hulle sien, te beïnvloed om verhouding met God te hê. As ek dit het, kan ek dit gee. God kom by Abraham en hy praat met hom en hy sê, ek seën jou sodat jy 'n seën kan wees. God deel homself met my en jou sodat ons hom met ander kan deel. Jesus kom by sy disippels, sy navolgers, die wat besluit het om soos hy te word. En hy sê vir hulle, gaan maak nog navolgers. Gaan deel dit wat ek in jou lewe gedoen het met iemand, sodat hulle ook my disipel kan wees. Gaan maak disipels, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Hierdie is wat ons moet oorgee as kinders van God.
Hierdie is wat ek en jy oordra aan ons kinders, aan ons familie en aan ons vriende. Hierdie is die hoop wat ons vir mense om ons gee, deur met hulle die realiteit van wie God vir my is te deel. Want om God te ken, is die grootste seën in die lewe. En hierdie seën is groter as enige teëspoed. Jakob het hierdie seën, wat hy oor Josef se 2 seuns uitgespreek het hy uitgespreek en as ek mooi daar kyk, as sien ek, hy neem hierdie 2 seuns eintlik aan as sy eie. Hy maak hulle deel. Vanoggend wil God in jou lewe en in my lewe 'n nuwe belegging maak. Vanoggend wil God 'n vars, nuwe opgewondenheid oor die God wat jy aanbid in jou lewe bring. Ek en jy is sy seuns en dogters, en vanoggend wil God weer vir jou die aflosstokkie in jou hand gee, en vir jou sê, wandel voor my. Ek wil jou herder wees, elke dag van jou lewe, en ek wil my seën groter maak as jou teëspoed. Hy's herder. Die Here wil jou lei, die Here wil jou beskerm, God Almagtig wil jou reg help. Hy wil in jou lewe werk, hy wil in jou lewe 'n gewilligheid en 'n vermoë werk om 'n lewe te leef wat oorgegee kan word, sodat ander mense kan sien, hierdie is hoe dit lyk wanneer God werk. Vanoggend wil die Here jou seën om 'n seën te wees. Kom ons sluit ons oor, dan bid ons saam. Here, vanoggend wil ek kom verklaar, hier is ek. Hier is ek om die aflosstokkie te vat. Die aflosstokkie van verhouding met U. Dat dit wat ek vat, so realiteit in my lewe sal wees, dat ek met ander dit kan deel. Want Here, met U aan my kant, is die seën in my lewe altyd groter as die teëspoed. Ek wil daardie seën in 'n groter mate beleef. En ek wil wie U is in my lewe deel met mense om my. Ek wil nie met mense praat oor wat ek hoor nie. Ek wil met mense praat oor wie ek beleef. Ek wil aan my kinders en aan my vriende en my familie die seën van verhouding met God oordra. En ek wil soos Jakob kan sê, ek het 'n voorbeeld gesien. Ek wil soos Jakob kan sê, die Here is my herder, en ek wil dit met julle deel, dat ek wil julle seën met dit, dat die Here julle herder sal wees. En ek dank die Here dat U vanoggend in elke hart 'n opgewondenheid bring oor wie U is. En terwyl jy vanoggend hier sit en jou oë gesluit is, wil ek vanoggend vir jou die geleentheid bied om te sê, Here, dis donker, maar ek wil hê U moet my help om te besef dat U by my is. Dis donker in my lewe. As jy vanoggend hier sit en jy sê, voel vir my of die dinge te veel raak, en ek wil vandag kom vra, Here, help my om die lewe anders te sien. Jy sit dalk vanoggend hier en jy dink by jouself, ek is so besig met iets wat nie 'n regte verhouding is nie. Vir vanoggend wil ek sê, Here, ek soek daardie verhouding waarin U my herder is elke dag van my lewe. Waarin U my lei, waarin ek voor U wandel en die lewe leef wat U wil hê ek moet leef. Heilige Gees, ek bid dat U vanoggend die werk doen. Ek bid dat U nou die werk doen in mense se harte. En terwyl die Heilige Gees nou in jou hart werk, om vanoggend in jou hart
net hierdie besef te bring, Here, ek het meer van U nodig, want dis donker in my lewe, of Here, ek het meer van U nodig, want ek weet nie wat kant toe nie, of jy sit vanoggend moedeloos hier en jy sê, Here, ek soek verhouding met U, want daar's meer seën in verhouding met U as wat teëspoed ooit in my lewe kan word.